Gemeente van Waterval, weer eens baie welkom in die kerk vanoggend. Mag die Here vir ons seën onder die geklank van sy woord en in sy teenwoordigheid. Aan al ons YouTube-kykers sê ons ook baie welkom. Mag jy ook hierdie diens geniet, waar jy in die stilte van jou eie omgewing daarna kyk. En as jy hou van wat jy hoor en sien, asseblief gee vir ons 'n regop duimpie. Ons tema vanoggend is, wat antwoord jy as iemand vir jou sou vra, wat is die essensie van jou godsdiens? Waaroor gaan dit vir jou? Romeine 12 vers 1. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir die lewe. Want om te kan lewe is 'n voorreg. Daar's so baie wat maar kort lewe. Maar van ons word geseën om lang te lewe. En tog, as ons 70 of 80 of 90 jaar meet aan U en die ewigheid, is dit maar 'n spikkeltjie. Maar ons is gegun van geboortedag tot vandag toe. En terwyl daar vandag is, wil ons in hierdie dag ook ons beste vir U gee en doen. Dis Sondag. Ons vier die opstanding, ons vier die opgestane Here, die lewende God, Jesus Christus, wat hier teenwoordig is deur sy Gees, maar wat vanuit die hemel uit aan die regterhand van die Vader bestuur, regeer, versorg, vertroetel, bebid. Want U bebid ons inderdaad by die Vader. En daarom kom ons om ook dankie te sê, en ons het dit met die lied gedoen, en ons gaan ook nou met aandag luister na U woord, en wat U vir ons te sê het in hierdie dag. So laat ons hier uitstap met 'n boodskap. Goeie, eenvoudige Afrikaanse boodskap. Wat die Here vir ons wil. So seën ons Here. Ons kan dit van U vra, want U wil hê, ons moet dit vra. En ons vra dan afhanklikheid van U. Ons vra dit met geloof en met dankbaarheid. In Jesus naam. Amen. Wat antwoord jy as iemand vir jou vra, wat is die essensie van jou godsdiens? Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle moet beoefen. Ek gaan dit weer lees. En nou doen ek 'n beroep op julle broers op grond van die groot ontferming van God. Gee julle self aan God as lewende en heilige offers wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesentlike van die godsdiens wat julle beoefen. So op die vraag aan jou, wat is die essensie van jou godsdiens? Nou dalk verstaan jy nie die vraag lekker nie. So wat beteken jou Christenskap vir jou? Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Wat beteken dit vir jou om te kan sê, ek dien die Here? Wat is die essensie daarvan? Paulus gebruik die woord hierso, wat is die wesentlike? Ons kan dit anders te vra, wat is dit wat sinvol is in jou godsdiens, as ons dit 'n bietjie vryer sou wou vertaal? So wat antwoord jy? Hoe lyk dit vir mense daar buite? Nie net vir mekaar nie, maar ook vir mense buite die kerk. As hulle na my en jou kyk, wat sê ons is Christene? Wat sien hulle? Raak dit hulle of raak dit hulle nie? Het dit 'n invloed hoe ek leef, wat ek sê, wat ek doen, of het dit 'n veragting? Want ongelukkig hoor 'n mens baie keer, as dit is hoe Christene is, dan wil ek liewerste niks daarmee te doen hê nie. As dit is hoe die kerk is. En ek wonder baie keer, wat sê die wêreld, wat sê Suid-Afrika as hulle hoor wat in die NG Kerk aangaan? Of hulle daarmee saamstem, en of hulle dalk met 'n tong in die kies sê, tog arme mense, hulle is so verward.
So watter impak maak jy op die mense om jou? Ek dink dit is 'n goeie vraag om te vra. Ek hoop nie die antwoord is, as ons nou eerlik is, geen impak nie. Liewerste niks as 'n negatiewe impak. Maar wat se impak maak jy op die mense om jou? Daar waar jy bly, daar waar jy werk as jy nog werk, daar waar jy skool gaan, daar waar jy sport en plesier, wat se impak maak jy op mense? Hoe raak jy hulle aan? Dis eintlik waaroor dit gaan in Christendom. As die Here Jesus op die berg sit en hy sê vir sy disippels, julle moet julle lig laat skyn, sodat die mense julle lig kan sien, sodat hulle my in julle kan raak sien, en my verheerlik, na my toe kom. So ons is eintlik al spieelbeelde, ons is aantrekkingsmagnete vir God. Wees julle die sout van die aarde, verander die wêreld om julle. Eenvoudig, julle moet die wêreld verander. Nou verstaan ons dit reg. Is ons besig om 'n impak te maak as kerk van die Here? Nou kom ons vergeet van 'n ander kerk en kom ons vergeet van die kerk in sy geheel. Kom ons dink dit aan Waterval. Dis nou ek en jy. Verstaan ons dit? Watter impak maak ons op mense? En nie die omgewing. Daar waar jy bly. Dis miskien in 'n ander area, maar daar waar jy bly. Is ons nie baie keer in die kerk te veel na binne gerig nie? Kyk, ons het 'n program en ons het 'n beplanning en ons doen dinge en ons staan mekaar by en ons help mekaar en ons vergewe mekaar en ons lief vir mekaar en ons doen dinge hierso by die kerk en dit gaan lekker. En ons voel goed oor wat ons hier doen. En ons kry almal iets. Maar baie keer vergeet ons van wat daar buitekant aangaan. Want dit is hoekom die Here Jesus gekom het. Om die dans van God in hierdie wêreld te kom dans. Onthou dit, dis het ons baie van mekaar sê, soos wat koninkryk van God beteken. En die kerk, ek en jy is sy dansmaat, wat saam met hom op sy ritme moet dans in hierdie wêreld. En Jesus se liefde en Jesus se wil in hierdie wêreld te leef en te bring. Maar baie keer is dit so min van daai goed wat gebeur na buite toe. En ons is so besig hier binne, en met ons eie goed, en is lekker, en dit is mooi, en dit is goed, ek sê nie, dit is verkeerd nie, maar eintlik is ons baie keer soos babiekies, né? Want jy kry net, jy word net gestop, van buite af, en nog 'n lepeltjie kos, nog so 'n lepeltjie, tot jy dit nou begin uitspoeg, jy is nou dik en vet daarvan. En dit gaan net oor ons hier binne, en is dit wat die Here bedoel het? Dis die vraag wat ons vir mekaar moet vra, is dit ons doel, om net hier binne in die kerk mekaar te stig, en hier vir mekaar te sorg, en vergeet van die res? Ek dink die vraag wat ons behoort te vra, is die kerk daar vir die wêreld, of is die wêreld daar vir die kerk? En net 'n bietjie oor daai een. Hoekom is ons hier? Hoekom het die Here Jesus gekom en vir hom kinders by mekaar gemaak? Disippels, uitgestuurdes, volgelinge. Vir Paulus is dit 'n baie belangrike saak. Die impak wat die gelowiges in Rome moet maak. Geloof moet geleef word. Nou kyk, ons het op 'n stadium met ons die Romeine brief deurgewerk en ons was onder die indruk dat kyk, hierdie is 'n groot brief met geweldig baie wat hy skryf. Hy begin om te sê, my broers, en hy kon maar gesê broers en susters. Net om daai nabyheid, hy's eintlik 'n bietjie goed met die woorde, né? My boeties, ons is mos close man, ons is mos naby, ons het iets in gemeen. Daarom kan ek op julle knoppies druk, want ons is so naby aan mekaar. My broers, ek doen 'n beroep op julle. Hy kon net so wel gesê, ek beveel julle,
Want dit is eintlik 'n opdrag wat hy hier gee. Ek vermaan julle. Julle moet luister nou wat nou kom in hierdie brief. Want wat nou belangrik is dat geloof moet geleef word. Hoekom begin hy hierdie hoofstuk 12 met hierdie woorde? Hy begin om te sê die groot ontferming van God is die woorde wat hy gebruik. As gevolg van die groot ontferming moet julle nou luister. En hy verwys met hierdie woorde terug na die vorige 12 hoofstukke. Nou alles wat hy gesê het. En wat het hy gesê? En as julle nou terug onthou toe ons Romeine behandel het, Romeine is net soos die Heidelbergse katekismus, dis waar die katekismus se indeling vandaan kom, is uit die boek Romeine uit, die brief Romeine. Sonde, eerste paar hoofstukke, so tot in hoofstuk 3, tussen hoofstuk 3 en 4. En dan van daar af praat hy oor die verlossing in Christus. Hoofstuk 9 en 11 is het deelvorm wat maar veral gaan oor die uitverkore volk. En dan kom hy in hoofstuk 12. Heidelbergse katekismus praat van die dankbaarheidsdeel. Hy praat van hoe ons die geloof moet leef. Ons het nou baie gepraat, sê hy, eintlik, oor verlossing, oor wat Jesus Christus kom doen het, hoe groot dit is, hoe goed dit vir ons is, en almal van ons gaan daarmee saamstem. Om verlos te wees, om 'n Christen te wees, om die goedheid van die Here in Jesus Christus te ervaar, is fantasties en dit is wonderlik. Ons het nou in die lydenstyd ook bietjie daaroor gedink en gepraat, wat hy gedoen het, wat hy opgeoffer het, dit was magnifiek, dit is ongelooflik goed. Nou, op God se aksie, sê Paulus, vermaan ek julle broers, reaksie, geloof, moet geleef word. En dis wat hy nou die res van die brief wat hy aan hulle skryf, hoe om prakties Christen te wees in die wêreld. Die evangelie vra reaksie. Dis goed en wel en dit is baie mooi en ek is bly as jy dit met die hart sê en met die mond bely. Ek glo in Jesus Christus as my verlosser. Ek is dankbaar saam met jou dat ek jou my broer kan noem of my suster kan noem. Maar dis nie waar die bus stop nie. Miskien het ons in die gereformeerde kerke te veel klem gelê op die geloof in Christus en te min klem gelê op die doen en die leef van ons Christenskap. Dit help nie, ek sit met hierdie fantastiese kar in my garage nie, maar ek is te bang om hom te ry nie. Ek moet hom gebruik. Anders dan gaan hy soos my karre almal staan, omdat hulle nie gebruik word nie. So gebruik dit, ek moet dit leef. Die evangelie het 'n appel. Dit moet geleef word. Kyk na die gemeente in Jerusalem. Elke dag, gaan lees Handelinge 2 tot 4, elke dag het hulle by mekaar gekom, lofprysing aan God, gesamentlike gebede, saam hulle kos onder mekaar verdeel, met entoesiasme die woord geleef en versprei, en daar is toegevoeg tot die gemeente op 'n daaglikse basis, want hulle het gaan leef hierdie wonderlike boodskap wat hulle van God gekry het, dat Jesus Christus het gesterf en het opgestaan. Geloof is nie passief nie. Dis 'n aktiewe ding. Geloof is aksie. Geloof moet loop. Dit moet geleef word. Dan sê hy dit vir hulle. Hoe gaan ons dit doen? Ek gaan dit nou vir julle mooi uitwerk in die volgende paar hoofstukke. So ek wil jy moet dit weer gaan lees. Maar kom ons som dit op. Gee julle self aan God. Gee julle self aan God. Wy julle self toe as 'n offer. As 'n offer, 'n lewende heilige offer. Lewend. Nou as ons passief is, dan moet ons maar die vraag vra, is ons lewend? As ons aktief is, aktief en lewe klink vir my asof dit so saamhoort. Maar gee julle self. Nou, natuurlik sluit hy aan by die Ou Testament, want ons weet van die offers van die Ou Testament, maar dit was nou 'n maklike een, hè? Jy gaan gou tempel toe en jy gaan daar 'n duif koop, of jy gaan nou 'n lam koop, of jy gaan nou 'n stuk beesvleis daar koop, en jy vat dit, ag, dis nou mos nou maklik, dis amper soos om my kollekte in die bordjie te gooi en vere te voel.
Sal hy, dit vra nie veel nie, want iemand vat die offer, gaan brand daar op die altaar. Maar as jy jouself as 'n offer gee, jy word die priester, jy word die dienende een, jy word die een, dit vra iets van jou. Natuurlik het hier ook 'n refleksie van Paulus se kant af na Christus toe, wat homself as die offer gegee het. As Jesus homself as die offer gegee het, gee jouself as 'n offer. As hy homself gegee het om te dien, om te verlos, om hoop te bring, gee jy jouself as offer, soos die Here, om diens te verrig, om te help, om uitkoms te gee, om hoop te gee, om verandering te bring. Gee jouself as 'n offer, soos die Here. So wat sê hy eintlik? Baie meer na buite as na binne. As ons nie in die kerk erns maak met ons roeping na buite toe nie, dan weet ek nie waarmee ons eintlik besig nie. Ek en jy moet onsself gee as offer, dienend wees, soos die Here Jesus, na buite toe leef. En ek sê nie daarmee, ons moet almal sendelinge word of evangeliste nie. Doen net wat die Here van jou verwag om te doen, en leef net soos wat die Here van jou vra om te leef, met verantwoordelikheid, in gehoorsaamheid, in liefde. Doen wat jy doen vir die Here, na die beste van jou vermoë. Let op jou taalgebruik, let op jou gewoontes, let op jou kleredrag, let op jou lewenstyl. Maak dit 'n verskil. Het dit 'n impak. Dit, sê Paulus, is die wesentlike van die godsdiens wat ons beoefen. Dit is die wesentlike. So dit antwoord die vraag, wat is jou godsdiens? Hoe gaan jy dit opsom? Hoe gaan jy dit leef? Want dit is wat die vraag, hoe maak ek dit sinvol? Wat antwoord ek die wêreld? Miskien moet ons dit herdefinieer. Wat wys ek die wêreld? Wat wys ek? Wat bedoel Paulus met hierdie woorde van wat is die wesentlike? Is jou godsdiens sinvol? Maklik om te sê, o ja, nee, dominee, dis baie sinvol, dis stem, sinvol. Maar jou godsdiensbeoefening, die feit dat jy Christen is dit sinvol? Is dit wat die Here Jesus wil hê? Werk dit? Maak dit indruk? Het dit 'n impak op die wêreld? Wat is die essensie van jou godsdiens? As ek vir jou vra, sê vir my in een sin, wat is die essensie van jou Christenskap, jou geloofsverhouding met God, Christenskap, geloof, jou godsdiens? Hoe gaan jy dit vir my in een sinnetjie opsom? Want die bottom line is, gee jouself as offer, dien, verander, leef na buite, gee iets van jouself. Niemand het gesê dis maklik nie. As ons nou Jakobus 2 vers 14 gaan lees, dan sê Jakobus, en ek gaan dit maar lees, wat help dit my broers as iemand beweer dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Kan so geloof 'n mens red? Wat help dit? As ons al hierdie mooi dinge sê en doen in die kerk, maar ons leef dit nie in die wêreld daar buite nie. Wat help dit dan? Wat help dit? Geloof moet uitloop op aksie. Geloof moet geleef word. En dis al hoe dit sin het. In Lukas
sê die Here Jesus vir sy disippels ook, watter sin het dit dan, dat julle my aanspreek, Here, Here, en nie doen wat ek sê nie. Lukas 6, vers 46. Wat help dit, sê die Here Jesus, dat julle my aanspreek as Here, Here, maar nie doen wat ek sê nie. Dis die wesentlike van julle godsdienst, sê Paulus in Romeine. Dat julle moet leef. Julle het gehoor, hoe goed is God? Wat is die redding? Nou sit dit in aksie. Wees dankbaar. Leef dit. Bietjie minder kop in die hemel. Bietjie meer voete op die grond. Want baie mense is so in die hemel en is so gerig, ek is gered, ek het die eeuwige lewe, ek gaan hemel toe, ek sien so uit daarna. Paulus sê ook, ja, hy verlang om dood te gaan. Hy sê dit. Hy sê, maar terwyl ek hier is, het ek 'n taak en 'n verantwoordelikheid, en sal ek dit na die beste van my vermoë doen. So ek gaan voort, selfs in die tronk sal ek die evangelie verkondig. Sal ek dit leef. My voete is nog op die grond. So hou dit op die grond. En beweeg. Leef. Dis die wesentlike. Ek glo in Jesus Christus, maar ek leef vir Jesus Christus. En ek wil die wêreld beter maak. Al is dit net daar. My klein kreetjie waar ek bly. Net daar. Dis jou roeping. Dis jou verantwoordelikheid. Amen. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Wat is die wesentlike van jou godsdiens? Probeer in 'n paar sekondes in een sin vir die Here sê, waaroor gaan dit vir jou? Dankie Here dat U met ons praat in eenvoudige taal, dat ons nie kan sê ons verstaan nie. Ons besef ons het 'n roeping en 'n verantwoordelikheid. Miskien was ons dalk in die verlede te selfgesentreerd. Godsdienst is nie 'n private saak nie. Nie Christuslike godsdienst nie. Dis 'n openbare saak. Dit moet geleef word. Ons moet die wêreld verander, 'n beter plek maak. So help ons Here om voluit vir U te lewe, in verantwoordelikheid voor U te lewe, met dankbaarheid voor U te lewe, die geloof om te sit in aksie. Gee dat dit wat ons sê, dit wat ons dink, dit wat ons doen, vir U aanneemlik sal wees, en U sal verheerlik, en U koninkryk sal bevorder. Gee dat ons saam met U op ritme sal dans in hierdie wêreld, U ritme. Natuurlik, niks anders as die Bybel nie. Veral die woorde wat U gegee het op die berg, Matteus 5-7, dat ons hierdie woorde dans, want as ons net daai bietjie gaan dans en gaan doen, gaan ons soveel verandering sien in Suid-Afrika, in my straat, in Newlands, Bergbron, waar ons ook woon, en werk. Ons bid vir almal op ons siekeluisie, vir die wat moet gaan vir toetse en resultate, en die wat moet operasies kry, stink aan hulle, stink aan al ons bejaardes. Gee krag, gee genade. Wees U met elkeen van ons, as ouers, kinders, kleinkinders. In Jesus se naam. Amen. Ek gaan my verstout, as julle nie omgee nie, gaan ek my pa vra om vir 'n oomblik te staan. Dan gaan ons om die seën van die Here toe sing. Hy word môre 88 jaar oud. So dit staan op. Pieter, sal jy vir ons begelei asseblief. Kom ons sing vir. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus met ons elkeen wees en bly. Mag die liefde ons dwing om deur die Gees 'n verandering te maak in hierdie wêreld, hoe klein ook al. Mag U, Here Jesus, ons dryfkrag wees. Amen.